terug by Goeiemôre, Good Morning. Min mense was so opgewonde vir die naweek, soos ons vriend Arnold Geerts. En dit was nie oor hy wou rus of visvang of braai nie. Nee, want die Ryder Cup het die naweek in New York afgespeel. Welkom Arnold. Maak my net wakker as ek moet begin, want ek gaan sit gisterand en ek begin die enkelspel kyk en ek gaan net kyk tot so 8:30. 8:30 net tot 9:00. 9:00 uiteindelik 22 minute oor 11 gisterand toe sit uiteindelik klaar. So ek is so effens so vandag. Maar wat 'n toernooi. Die grootste, daar is nie 'n Afrikaanse woord daarvoor nie, die grootste comeback ooit in die geskiedenis van die Ryder beker. Die Amerikaners het amper die ding gewen, so hulle was 7 punte agter en op die ou einde het Europa 15-13 gewen. Dit was awesome. Rowend. Hier is die set wat dit uiteindelik beklink het. Kyk vir Shane Lowry. Yes, nou wil ek vir jou sê, Shane, that's a lovely dance, but Michael Flatley doesn't use his arms. Ek moet sê, dit was absoluut ongelooflik. Jy kon dit nie glo nie. Dit was eerlikwaar, Pieter, ek het naar gevoel, ek het 'n naarkol op my maag gehad, toe die Amerikaners begin nader en nader en nader en nader kom. Almal het gesê, die ding is verby, dis alles tegnies gesproke is dit verby. In elk geval, kaptein Luke Donald is die enigste speler en kaptein wat weg en tuis kon wen, wat weer eens wonderlik is. Daar is soveel wat daarmee saamgaan, dis net die 5de keer dat die Europeërs in in Amerika wen, sedert 87. En hierdie was een van Intendel, dit was sekerlik die beste van almal. Die ongelukkige deel daarvan is New York se toeskouers was verskriklik swak. Hulle het die dag voor die tyd bier op Erika McIlroy gegooi. Daar was 'n gevloek en 'n geskel wat regtig, dit het te ver gegaan. It went one step too far. So ek wil vir hulle sê, en besonder en gelukkig hulle sal my nie kan verstaan nie, so gaan dit in Afrikaans sê. Ons is wel op YouTube, so. Jy sal dit nou moet verander van die big apple na the big lemon, because you can now suck on that lemon. Dit is my jammer. En enige ander plek is dit miskien aanvaarbaar, maar nie in golf nie. En op die ou einde het dit die spelers gevang. Daar's prentjies wat ek gesien het van McIlroy wat gevloek het, iets verskriklik. En die toeskouers teruggevloek het, daar was verskillende handsyne en allerlei ander dinge, dit was heeltemal onnodig. En dan die laaste ding wat vir my baie mooi was, voordat ons daarvan afstap in rugby gesels, wat effens beter is, wat dit aanbetref, is, jy sal nou hierdie geniet, this is right in your wheelhouse. For the last 2 or 3 Ryder Cups, the captain would put Tommy Fleetwood and Rory McIlroy together, and then they would call the combination Fleetwood Mac. For what it's at. There you go. So, lots of rugby this weekend as well. I think the one thing that we have to, and URC kind of almost under the radar came and went 2 local wins for the 2 local teams that stayed, and unfortunately the Sharks and the Lions couldn't pull it off overseas, but here's my biggest take over the weekend's Bok Rugby. Ek sidder om te dink, wat sal gebeur as die bokke 80 minute aan mekaar sit, soos ons weet hulle kan. Want as hulle volledig kan speel, sonder om foute te maak, soos hulle vir die eerste 35 minute gemaak het, maar die 67-30 oorwinning oor Argentinië in hul voorlaaste Castle rugby kampioenskapstryd het gekom na omtrent 35 minute se gechommel en toe dit begin regkom. Dis eintlik die enigste manier om die ongedisciplineerde vertoning teen die Pumas, die All Blacks en die Aussies op die keeper te kan beskou, want dit het die bokke vroeg daarvan weerhou om te oorheers, en toe Cheslin Colby daai foutjie gemaak, maar ongelukkig het die skeieregters en die televisieskeieregter ook 'n fout gemaak, want daardie bal moes 5 meter getrek het, voordat dit wettig was. Dit sou dan beteken dat die Pumas kon kies, wou hulle die oorskop in hê, wou die inskop weer oor hê, of wou hulle 'n skrim gehad het. So dit was eintlik nie 'n 3 nie. Is dit nou die bal wat hy geskop het agter die doellyn? Nou vra jy jouself net af, dit is nou, hierdie is alles, dis tegnies, maar vra jy jouself af, as ons met 7 punte sou verloor het, en dit is daai soort van fout word gemaak. So die skeieregters het nie hulle reël geken nie. Nieu-Seeland met hulle oorwinning van 33-24 by Eden Park kan eintlik vir die skeieregter meneer Piardi dankie sê, want daar was momentum vir die Aussies en hy het 3 strafskoppe weggegee vir die All Blacks, wat toe op die All Blacks, wat nie strafskoppe was op Eden Park nie. En weer 'n keer moet jy jouself afvra, blaas die skeieregters in besonder daar vir die All Blacks? Ons het dit self ondervind. Mens moet jouself dit afvra. Dis 'n interessante vraag. Is die druk so groot vir hulle, dat dit is wat hulle voel, dat hulle moet blaas vir die All Blacks, wanneer dit duidelik is, dat dit die ander manier om is? Ek sê nie, hulle kroek nie.
al wat ek sê is ek dink die druk op die skeieregters op Eden Park is iets anders wat selfs die skeieregters en die beamptes voel. Well, what's the point then of actually having a third match official, like to check if the TV camera caught what it was, You're so to right, make sure that it's the best call? You are so right. However, and again, I can't think of any other way to put this, but I do want to, in one way, stand up for, I'm having a go at Mr. Piatti, but at the same time, I do feel like one should say they do make mistakes. Yeah. But you're right, there should be, and in fact, there's a fifth official that sits and watches what the TMO does as well, and recommends things to them. So it is very strange that these things go. But you have to also start saying to yourself, must be a statute of limitations, if you like, where you go, okay, we can only go back 4 plays. We can't go back 17 to where the ball was knocked on. If you remember the week before, where that ball was kicked out of a hand from the All Blacks. And, it's those sorts of things that you do wonder to yourself, how far can you go back and then call it? En dan aan die ander kant as jy terugdink aan die ou dae, daar was nie 'n televisieskeieregter nie. So jy het gekry wat jy gekry het. You take what you take en dan gaan jy aan. So interessante tye. Kan ek dit 'n hoogtepuntjie deel met julle? Ek dink as ek my sommetjies reg het in die laaste 2 wedstryde wat die Bokke gespeel het, was dit amper wat 110 punte. Dit is indrukwekkend. So dan nog meer, moet jy jouself afvra wanneer hulle dit heeltemal gaan regkry. Wat gaan dan gebeur? Die res van die land, die res van die wêreldlande gaan net sê totsiens aan die taillight soos ons so wegry van. It's wonderlik wees. And also big congrats to Sasha Feinberg and Gomez Zulu on getting 35 points. That was an amazing game. Unbelievable. En as jy dink aan van die name wat hy verby is, Percy Montgomery wat 'n legende was op sy eie. En dit was bloot net, ek sal die dummy daar agter die skrim. Daai ding sal ek nooit vergeet in my lewe nie, want hy het nie net die dummy verkoop nie, dit was die baba, die badwater, die badkamer en die hele huis. Hy die hele lot het hy verkoop. Dit was so oortuigend. En dan net vinnig die Spar Proteas het gister 'n baie goeie stryd teen die Silver Ferns in die laaste wedstryd opgelewer, maar op die einde moes hulle toe nou knie by 57-56 in die laaste oomblikke het die dames in swart deurgekom, maar die Proteas is besig om op te vang en ek dink die span wys beslis wat in hulle steek en die nuwe afrigtingspan is besig om wonderlike dinge te doen. Ja, hulle speel goed. Dankie Annie, dit was weer eens baie lekker. Hopelik wat die naweek aanbetref sal ons volgende week maandag weer met soveel hoogtepunte kan gesels. Ja, dit was jou sporthoogtepunte. Net hierna is coach Thys van Sail hier om seker te maak dat ons finansiëel fiks en gerad is vir alles rondom jou finansies. Moenie weggaan nie.